OK. So ons het 'n paar vrae of 'n belangrike vraag gehad, maar ek het gedink kom ons gaan 'n bietjie terug en kom ons begin by die begin. En onthou wat ek ook altyd sê, dis belangrik om te kyk wat sê die Bybel. Ons kan sit en ons kan spekuleer en ons kan wonder en ons kan ons eie gedagtes maak, maar wat sê die Bybel? Ek het so 'n bietjie toe teruggegaan en ek het gaan die vraag vra Adam en Eva. Ons vra ons vra nou soos wat Ron gesê het, gaan ons in die hemel, gaan jy met jouselfde maat getroud wees as jy in die hemel is? So kom ons begin by die begin, toe God vir Adam en Eva gemaak het. En ons vra dan maar, wanneer is Adam en Eva gemaak? En die Bybel gee nie regtig vir ons 'n antwoord om te sê presies wanneer is Adam en Eva gemaak, behalwe dat dit in die eerste dae van die skepping was nie. So ons sê daar's nie 'n presiese jaar nie, daar's nie 'n presiese dag nie. Ons weet net dit was in die eerste 7 dae toe die Here die hemel en die aarde gemaak het. Die skepingsverhaal soos wat ons dit ken. En as ons hierdie skepingsverhaal letterlik gaan lees soos wat dit in die Bybel geskryf staan, dan leer ons uit die geslagsregisters wat daar gegee is, dat Adam weet ons nie presies wanneer hy wat 'n jaar geskep is, het God hom gemaak nie. Maar ons lees dat toe hy 130 jaar oud was, het hy en Eva hulle eerste kind gehad, Set. En 105 jaar na Set se geboorte is Enos gebore. En 90 jaar na Enos se geboorte is Kenan geboorte. En ons dink in jare soos wat ons vandag jare ken. Maar onthou wat ons ook al oor gepraat het, die kalender van daardie tyd het anders gewerk as wat ons vandag die kalender ken. As wat ons die moderne kalender wat ons gebruik ken. So in ons kalender of in ons tyd sal dit wees dat Adam al 130 jaar oud was en dan dink ons, Jesus, 130 jaar is al maar baie oud. Hoe kon hy kinders hê op 130 jaar? Maar dit is hoe die Bybel dit vir ons gee en ons moet in gedagte hou dat dit geskryf is en dat dit gebaseer is op die tye, op die kalendertye van daardie tyd. So dis die letterlike interpretasie. Ons glo in die skepingsverhaal dat Adam en Eva gemaak is in die eerste 7 dae of in die eerste 6 dae wat God die skepping gemaak het. Want dit is wat die Bybel vir ons leer. Daar's natuurlik ook 'n figuurlike manier van dink daaroor en dit gaan oor die evolusie en ons gaan nou nie eers gaan daar nie, want dit is iets waarin ons as Christene glad nie glo nie. Ons glo dat die Here die hemel en die aarde, die mens en alles daarop en alles daarin gemaak het. So ons ondersteun nie die figuurlike manier van dinge nie. So God het Adam en Eva geskape, maar hy het hulle ook nie op dieselfde tyd geskape nie. Hy het eers vir Adam geskape en na Adam het hy vir Eva geskape en hy het vir Eva geskape omdat hy gesien het dat dit nie goed is vir die mens om alleen te wees nie. Die diere het hy gemaak en hy het vir hulle maats gegee. Maar hy kom en hy sê dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie en daarom maak hy vir Eva. En ons sien dit in Genesis 2 vers 20. Dat die Here gesê het dat hy vir die mens en wat dan vir Adam was, dat hy vir hom 'n helper moet maak. So Adam dink ek het miskien 'n dag of so van eensaamheid geken. Miskien 'n paar jaar van eensaamheid geken, want onthou, God se tyd is nie ons tyd nie, waarin hy alleen was wat God vir hom 'n helper gemaak het. Maar ons weet glad nie wat die tydperk was wat hy dan alleen was nie. Ek dink dit is belangrik om te besef of om te leer hieruit dat God die mens nie alleen wou sien nie.
En dis een van die dinge wat ons moet in gedagte hou om ons latere vraag ten opsigte van getroud wees in die hemel te beantwoord. Adam en Eva leef as man en vrou in die tuin van Eden. God sê vir hulle dat hulle moet kyk na hierdie tuin. God sê vir hulle dat hulle moet kyk na die diere en alles wat in hierdie tuin is. En God wandel saam met hulle. Onthou, ons het ook 'n bietjie gesels oor om God te sien. Gaan ons ooit vir God sien? Nou Adam en Eva, ons het gepraat van dat Adam en Eva God gesien het. Maar Adam en Eva het, die Bybel sê nie vir ons uitdruklik dat Adam en Eva vir God gesien het, soos in dat hy voor hulle gestaan het. Die Bybel leer vir ons dat dat God in die tuin gewandel het en dat die mens hom gehoor het. So daar was 'n stem, daar was klank, hulle het God gehoor en hy het 'n geraas gemaak want dit was soos wind gewees. So ons kan daarvan aflei dat hulle nie noodwendig God van aangesig tot aangesig gesien het nie. Okay? Daar's natuurlik ook baie interpretasies hieroor en mense verskil daaroor. Maar God se teenwoordigheid was 'n feit. Net soos God se teenwoordigheid vandag in ons lewe vir ons 'n feit is, hoewel ons hom nie kan sien nie. So kom ons kyk na, as ons nou hierdie in gedagte hou. God het Adam en Eva gemaak, ons weet nie presies wanneer in watter jaar hulle gemaak is nie, maar ons geloof is in die feit dat die skepingsverhaal gebeur het, dat God hulle geskaap het. Hy het vir Adam 'n vrou gegee sodat sy vir hom as sy helper kan wees, want God sê vir ons in Genesis 2 vers 18 dat dit nie goed is vir die mens om alleen te wees nie. Maar Adam kan ons aflei ook uit die skepingsverhaal dat hy vir 'n rukkie alleen was en dat dit nie vir hom goed was nie. En dan leer ons ook dat God teenwoordig was by hulle. Hulle kon nie vir God noodwendig van aangesig tot aangesig sien nie, maar die teenwoordigheid van God was daar en dat daar klank was in die dat hulle God gehoor het en dat daar 'n geritsel was in die tuin en dat hulle geweet het dat dit God is wat aankom. So nou kom ons by die vraag: gaan ons met ons maat getroud wees in die hemel? En kom ons lees wat sê die Bybel vir ons. Lukas 20 vers 27 tot 38 sê vir ons: sommige van die Sadduseërs wat sê dat daar nie 'n opstanding is nie, kom en vra vir hom: Meester, Moses het vir ons voorgeskryf dat as iemand se broer getroud is en kinderloos sterf, sy broer die vrou moet neem en vir sy broer 'n nageslag verwek. Ons onthou die storie van Rut. Rut was getroud gewees, haar man het gesterf, sy het saam met Naomi gegaan terug Israel toe, en daar het sy met Boas met haar getroud, want Boas was familie gewees van Naomi. Okay, so dit is hoe dit in die Joodse tradisie werk, dat 'n vrou wie se man doodgaan, in daai jare moet as vrou geneem word deur 'n familielid, 'n ander manlike familielid, verkieslik die broer van die man wat dood is, indien daar nie 'n broer is nie, 'n naby familielid. Okay. So was daar eenmaal 7 broers. Die eerste een het 'n vrou geneem, maar kinderloos gesterf. Ook die tweede en die derde broer het met haar getrou, en net so, sonder dat hulle kinders nagelaat het al 7 broers gesterf.
Ten laaste het ook die vrou gesterf. Hierdie vrou, wie van hulle se vrou is sy dan met die opstanding? Al 7 het haar immers as vrou gehad. Jesus het hulle geantwoord: die mense in hierdie bedeling tree nie in die huwelik en word in die huwelik uitgegee, maar diegene wat waardig geag word om die toekomstige bedeling en die opstanding uit die dood te verkry, tree nie in die huwelik nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie. Hulle kan nie meer sterf nie, want hulle is soos engele en kinders van God, omdat hulle aan die opstanding deel het. Dat die dooies opgewek word, het selfs Moses in die gedeelte oor die doringbos uitgewys, waar hy die Here, die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob noem. So Jesus antwoord hulle en sê vir hulle: jy gaan nie getroud wees nie. Ons kry dieselfde gedeelte in Markus 12, julle kan dit maar daar ook gaan lees. So volgens die Bybel gaan ons nie getroud wees in die hemel soos wat ons hier op aarde getroud is nie. Ons wonder maar altyd hieroor, nog steeds. Daar's baie verskillende interpretasies weer eens hieroor. En dit kom maar grootendeels ook van die feit dat as een van die eggenote hier op aarde doodgaan, dan word die vraag gevra, maar gaan ek my eggenoot eendag in die hemel sien? Dis maar ek dink grootendeels waar dit ook vandaan kom. Toe die Sadduseërs hierso vir Jesus vra, met wie sal hierdie vrou dan nou in die hemel trou? Want sy het al 7 as man op aarde gehad. Was hulle doel nie gewees om, soos ons nou vanaand wil hê, 'n antwoord te kry op gaan ons getroud wees in die hemel nie? Hulle doel was, toe hulle die vraag gevra het, was eintlik om Jesus te laat struikel, want ons weet, hulle het maar gereeld vir Jesus goed gevra, wat hulle gedink het, hulle gaan dalk vir hom vang, dat hy vir hulle die verkeerde antwoord gee. So hulle het nie regtig omgegee oor die antwoord wat hy vir hulle gegee het nie. Hulle wou hom uitvang. Maar tog gaan Jesus soos talle ander kere en antwoord hy hulle direk op hierdie vraag. En sê hy dat nee, ons gaan nie getroud bly met diegene met wie ons op aarde getroud was nie. Ek wil vir julle lees, Matthew Henry hy's nou al baie jare dood, maar dit is iemand wat baie kommentaar op Bybelse tekste gegee het. En ek gebruik nogal ook baie van sy goed, en ek het op iets afgekom wat hy geskryf het. Hy sê: eerstens moet ons verstaan dat die metafisiese aard van die toekomstige wêreld heeltemal anders is as die wêreld waarin ons nou leef. So dit wat ons ken vandag op aarde, is totaal verskillend van dit wat ons eendag in die hemel gaan beleef. Hy sê, daar word volgens 2 maatstawwe dan gewerk. En dit is die een, dat dit wat ons hier, die wêreld hier, gaan anders wees as dit wat in die hemel gaan wees. En tweedens, dien die huwelik die doel van die dood in hierdie wêreld. Alhoewel daardie stelling dalk teenstrydig lyk, verduidelik hy dit so: ons trou om 'n weerspieëling van Jesus Christus en die kerk te wees. En die derde doel, sê hy, hoekom hier die huwelik op aarde is dat daar voortplanting moet plaasvind. Want onthou, die Here het gesê vir Adam en Eva, gaan en wees vrugbaar, sodat die mens op aarde kan vermeerder. Hier op aarde ken ons sonde en dood. In die hemel is daar nie sonde en dood nie. So dit maak 2 van die redes wat hy gegee het, maak dit dan nietig. So die rede wat oorbly is dat die huwelik dan eintlik vir ons 'n weerspieëling is van die verhouding tussen Christus en sy kerk.
Ek dink ons moet verstaan hierso en ek dink dis in baie dinge sien ek dit ook. Die Sadduseërs hierso vra die vraag en mis eintlik die punt. En die punt is dat ons moet leef ten doel om vir God te leef. Want dit is wat ultimately in die hemel gaan plaasvind. Alles draai om God. Nie om my maat, om my troeteldier, dit is nie die punt nie. Alles draai om God. In die hemel draai alles om God. Die engele is voor die troon van die Here dag en dag om hom lof en eer te bring. Die Sadduseërs mis dit ook in die vraag wat hulle vir Jesus vra. Ons tyd hier op aarde is baie kort in vergelyking met die tyd wat ons in wat ons in die hemel gaan spandeer. Ons ewige lewe is in die hemel. Vir ewig en ewig en ewig en ewig gaan jy in die hemel wees. So hierdie huwelik wat God op aarde vir ons gee, is om vir ons te wys hoe ons verhouding met hom ook moet wees. In ons huwelik hier op aarde stel jy jou maat eerste. Jy slaan ag op sy of haar behoeftes. Daar's onvoorwaardelike liefde. Daar's al hierdie goed wat met die huwelik gepaard gaan, wat God vir ons wil wys, maar dit is hoe ons verhouding met hom moet wees. Ons verhouding met hom is die belangrikste. Dit is selfs belangriker as jou verhouding met jou maat. En dat as jy in die hemel kom, gaan dit net oor hom gaan en oor niemand en niks anders nie. En ons moet seker maak dat ons met hierdie ewigheidsgedagte leef elke dag. Dat dit wat ons doen, dat dit oor God gaan. Eerstens, in die eerste plek. Ek dink nie een van ons het enigstens 'n idee hoe dit in die hemel gaan wees nie. Glad nie. Ons dink in ons menslike verstand, dink ons dinge uit van hoe dit moet wees. Soos as jy nou in Openbaring lees van die hekke wat 'n parel is in Jerusalem, die hekke wat daar gaan wees, dat dit 'n groot parel is en die strate van goud, dan maak jy vir jouself 'n prentjie en jy sien hierdie goeders in jou gedagtes. Maar ek dink nie ons het enigstens 'n idee hoe dit gaan wees nie. En net so is dit met die huwelik. Ons kan onsself glad nie voorstel dat ons in die hemel 'n heeltemal 'n ander lewe gaan hê as wat ons hier op aarde het nie. Dat ons heeltemal dat ons gedagtes en ons denke nie meer dieselfde gaan wees as dit wat ons hier op aarde dink en doen nie. Want alles in die hemel draai om God. En dit is waar ons fokus gaan wees. Daar was dan ook 'n ander vragie gewees om te sê, maar gaan my troeteldiere in die hemel wees? Gaan ek my troeteldiere in die hemel sien? Nou daar's nou baie verskillende sienings hieroor ook. Want God is lief vir diere, hy het hulle geskape, hy het hulle gered toe hy met die vloed van Noag in die ark ingestuur het. Maar weer eens is dit 'n vraag wat ons nie kan antwoord nie. Jy kan nie sê ja, my troeteldier gaan daar wees of nee, my troeteldier gaan nie daar wees nie. Nie een van ons weet nie. Dis 'n onbekende, dis iets wat ons as mens graag sal wil hê, dat dit so moet werk, dat dit so moet gebeur, maar ons weet nie wat God vir ons beplan het nie. Ons weet nie wat God vir ons daarbo het, wat vir ons wag nie.
So ek dink die uiteinde van die saak is dat ons kan baie keer vra oor al hierdie dinge. En net soos die Fariseërs, ons sit vanaand hier en ons verstaan waaroor gaan dit. En dis goed as ons oor hierdie dinge wonder en ons gaan doen 'n bietjie navorsing en ons kyk wat sê die Bybel vir ons, want so leer ons. En vir ons is dit maklik dat dit nie dalk ons geloof beïnvloed nie. Maar vir baie ander mense kan so 'n tipe vraag hulle geloof heeltemal beïnvloed. En kan hulle net soos die Sadduseërs, kan hulle heeltemal die punt mis van dit wat Jesus sê. Die huwelik is. Dit wat Jesus sê, wat hy geskep het tussen Adam en Eva. En dat dit oor hom gaan. So kom ons mis nie die punt nie. Ons vra hierdie vrae en dit is lekker om dit te ondersoek, maar bly glo in dit waarin jou geloof gewortel is. God het die hemel en die aarde geskape. God het alles daarop en alles daarin geskape. God het die mens geskape na sy beeld. Hoekom het God die mens geskape? Sodat hy oor die aarde moet regeer en dat hy tot eer van God moet leef. As ons die dag doodgaan, gaan ons hemel toe. Ons het 'n ewigheid wat vir ons wag in die hemel. Ons weet nie wat in die hemel vir ons wag nie, maar ons weet dat God daar gaan wees. En dis wat saak maak. Dis wat belangrik is. Hou vas aan daai geloof. Ja, en ons bly die vrae vra en ons bly die antwoorde kry en ons bly lekker dinge uit die Bybel uit leer. Maar daarmee saam, hou vas aan jou geloof. Dankie Ron.